Goedemiddag, welkom naar die Bulgarian Stadion, waar een titanische strijd gaan plaatsvinden tussen Raiders eerste span en UJ eerste span. Skeieregter vir die dag is Graciano Pinar. Redelike skare hier binne in die stadion en hier kom die span van UJ wat gelei word. Dit is nommer 4 op die rug. Dis die slot, Babalo Makana. Dis John Kubeka wat sy Raiderspan op die veld lê daar. Laaste uit is Asia-Afrika met nommer 15 op die rug. 'n Welkome skare vandag. Dis nie so koud nie. But we'll see what's going to happen in the next 80 minutes in this field. Skeiser is gereed. Hier kom jy afskop. Malgas. Hij wordt een beetje diep geskopt, binnenkant die kwartgerein Senso zoals Wayo van Raiders wat wacht voor die bal en kom hij vorentoe. Is net bij die kant zijn kwartgebied waar hij vastgevat wordt. Mannen pak saam. Wacht voor die bal. Marco Alberts is gereed. Krijgt die bal nog ver naar John Kubeka toe. En hij zet hem op die merkwaardige linkervoet van hem neer. Krijgt niet die bal uit die. En dat is UJ. Het komt met die bal in die hand. Nummer 10 op zijn rug, dat was Malgas. Geeft die bal uit, die wordt verloren gegaan. Marco Alberts, James Bester wat die bal optel verder naar Asia-Afrika toe. Asia-Afrika naar John Kubeka. Kubeka, Sensos laat Wayo in die achterlijn. Hij wordt vastgevat. Kom je weer bij Alberts toe, John Kubeka. Verder naar Shedrick Chimanga. Hij stapt iemand in die pad uit, blijft op zijn voeten staan. Hij wordt vastgevat. Hij wordt gedraaid en gewoel. Brendan O'Donoghue wordt af, stevig vaststaan. Afrika krijgt weer die bal, is verder naar Kubeka toe. Kubeka naar CB. CBCC toe, Ashley. Hij wordt vastgevat, die mannen bak weer samen. Is weer Alberts wat die bal heeft. Verder naar Kubeka toe. Kubeka, voorbij één man, sukkelen voorbij die tweede. Kom je voorbij, verder naar Afrika toe. Daar gaan Afrika, hij wordt vastgevat, verloor die bal. UJ wat bezit heeft van die bal. Hier komt UJ. Ver uitgeslingen naar Malgas toe, op zijn nummer 10 op je rug. Zet de skopje in. Heel wat verlichte worden voor zijn span, dus James Bester en Malgas. Hij wordt vastgevat, kom die bal niet naar de Manga toe. Het goede kruisverdediging daar gedoen het. Raiders lijkt alsof hulle steeds die bal het. Hier komt het uit aan Raiders kant. Colella Daniels wat daar deurbraak maak. Krijgt die bal uit Alberts weer. Wiel. Afrika. Op zijn rechtervoet. Skop uit en hij krijgt die bal uit zo 3-4 tree binnenkant in die halfgebied van Raiders, waar die volgende lijnstand zal met plaatsvind. UJ waar die bal met ingooi in die lijn staan. Raiders wat in die stadium goeie bal besit het. Maar rugby wordt nog steeds gespeeld in die helft van Raiders. Yeah, Raiders a good ball position. They're struggling to move out of their own half. They've tried a couple of kicks, which weren't that successful. Line out, number 4 for UJ. UJ with the ball in hand, trying to set up a maul. Kom die bal uit. UJ se kant toe. Voorspelers weer daar inpak. Maputi wat die bal daar stewig ingeneem het. Losgemaal. Kom die bal weer uit aan UJ se kant. Maar gas wat daar 1 of 2 manne pop. Gee die bal uit daar naar Cabello toe. Baie mooi spel, interessante spel, intelligente spel deur UJ. En hulle loop voor met 5 punte in die geen van Raiders. Dis 'n maklike doelskop wat wag. Dit was te makkelijk geweest voor UJ. Sean Christian Baxter, wat die doelskop gaan waarneem. Dit behoort net 'n formaliteit te wees. Op hierdie vlak kom vorentoe wat maak met die bal skop.
hoog en suiwer tussen die pale deur. Dis UJ wat die voortou neem. Vroeg in die eerste helfte. 'n 3 wat gedruk is deur 'n loskop stit Cabello. Verdoel deur heel agter Sean Baxter. UJ wat voorloop 7 punte deur die geen van Raiders. Gqeberha wat afskop weer. Cedric Chimanga met die bal in die hand. Gaan Raiders voordeel hier uitput. Renard Olofsen met die bal. Hy word vasgevat. Raiders wat nog steeds besit het. Gqeberha. Afrika. View. Hy word vasgevat. Gqeberha. Sibosiso Ndlovu. Hy ook word vasgevat. As dit weer Afrika met die bal. Ferry weer na Alberts toe. Alberts toe is steeds kopie, dit werk nie. Skeiser is 'n voordeel toegewys aan Raiders toe. En hy word vinnig gedruk. Tikskopie daar deur Wilsonjani, gaan nie dit maak. Nee. Wat sê die skeier? Ja. Wil wat hoor is. Agterstand word so klein bietjie uitgewis. Raiders 5 punte. Nog steeds agter met 'n doelskop wat kom. John Gqeberha. Nie 'n moeilike doelskop vir hom nie. Raiders wat baie mooi teruggekom het, teruggeveg het. Wiel wat pragtig daar in die middel deurgebreek het. Gepypkant het, gesy stap het en 'n pragtige 3 gaan druk het. Dit links van die linker regophaal. John Gqeberha wat sy tyd vat. Vra so 'n bietjie vir 'n lafenis daar. Water wat hy gedrink het. En nou kom hy. Wat sy tyd. Tree terug, 3, 4, 5 tree terug. Haal diep asem. Dan kom hy vorentoe, kom ons kyk wat maak hy met hierdie bal. Ja, hoog en suiwer deur. Baie betroubare linkervoet van John Gqeberha. En die telling is gelyk op, 7 punte elk. UJ wird afskop, kom die bal. Onder die bal is Cedric Chimanga. Kry hom, vang uit die skoon nie, as het Sanchez was, way wat skoon maak, John Gqeberha met die bal in die hand sit hom op sy linkervoet. Skop diep daar, so 'n paar tree binnekant die 10 gebied, die bal spat net binnekant die kwartgebied van UJ. Hier kom Baxter met die bal, skop, probeer om verligting te bring vir sy span. En is pragtige skop van Baxter, wat heel wat veld wen vir sy span. Vinnig ingooi van Raiders se kant af. Hier kom Gqeberha terug op sy linkervoet. Skop die bal uit en die bal is so 1 tree uit binnekant sy eie kwartgebied. Maar dit was 'n baie mooi skop deur Baxter gewees, Sean Baxter van UJ. Skop wat so omtrent 40-50 meter gegaan het. Raiders wat vinnig plan gemaak het, 'n vinnige ingooi. En John Gqeberha wat klein bietjie heel wat verligting gebring het vir sy span. Bal is skoon in die lyn staan en nie. Skeieregter blaas. Blaas hard op sy pleintjie. Raiders vra vir 'n skrum. Skrum op die kwartlyn van Raiders. Telling gelyk op 7 punte elk. 'n 3 vir UJ geskoor deur Cabello, hulle los kop stit. Wat verdoel was deur die heel agter Sean Baxter. En 'n 3 wat geskoor was deur Vio van Raiders. En verdoel was deur John Gqeberha, hulle loskakel is ook hulle kaptein. Marco Elbers by die bal met ingooi in die lyn staan. Skeieregter is nie gelukkig met die skrum nie. Veel iemand om op te breek weer. En die skrum gaan weer hervorm word. Scrum. Referee not too happy with what's happening within the scrum. I think right now he's addressing the front row forwards.
tell him exactly what he expects, what he don't expect from them. Marco Alves to throw this ball in the scrum. Defensive scrum from Raiders, right on their 22. Alberts is gereed. Gooi die bal in. Hardberg scrum deur UJ. Scrum wat inval. En is 'n strafskop aan UJ. Baxter kom van agteraf. En hy kan vader die gaan paal toe skop. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Dis UJ wat verkies om 'n lynskoppie te vat. Baxter wat skop. Bal is uit. So 10 tree van die doellyn van Raiders af. UJ wat die bal met ingooi in die lyn staan. Nog nie veel wat opwinding nie. Weer UJ wat die bal wen. In die lyn staan. Losgemaal word daar gevorm. UJ wat weer met die bal voor die voete het daar so. Sander. Nog steeds UJ. Hulle is onder die paal so 7-8 tree van die doellyn van Raiders en hier kom die bal uit na UJ toe. Kom nog uit weer. UJ weer op die aanval gaan hulle dit maak. Baxter wat daar ingaan. Kan nie skoon kry en dan kom die bal uit weer na UJ toe. Olofse wat die bal kan skoon kry en kry UJ die bal van voordeel af. Hy gaan nog steeds Kubeka wat vasvat, hy kan nie. Dan gaan die bal verlore weer. UJ wat weer die bal in besit het en sal 'n skrifskakel wat gaan met die bal. Wat maak hy hierdie keer? Hy word by die hoekvlak uitgedek. Sit weer UJ. Weer besit. Weer word hulle vasgevat. Hulle so 4-5 tree van die doellyn van Raiders af. Waar kom die bal uit? Weer aan UJ se kant. Hier is 'n geleentheid vir UJ. Gaan hulle dit gebruik? Nee, hulle word weer vasgevat. Goeie verdediging van Raiders. Hulle verloor die bal. Goeie verdediging daar van Raiders. Dis Baxter wat die bal verloor. En dis 'n scrum. En dis Raiders wat die bal in die vaste scrum met ingooi. Marco Alves. Maar goeie verdediging daar deur Raiders. UJ wat so 4-5 keer aanslag gemaak het op die Raiders doellyn. Nie suksesvol was nie. En hier is 'n vaste scrum wat gevorm word diep binnekant die kwartgebied omtrent so 5-6 tree van die doellyn van Raiders af. Raiders wat sukkel, want is UJ wat gebiedsvoordeel geniet op die oomblik. 0 losses, 14 wins. Vaste scrum, weer UJ Raiders wat die bal met ingooi in hierdie vaste scrum. UJ se agterlyn wat vlak staan op verdediging. Kubeka wat 'n bietjie diep staan. Weer eens is Keiserrede wat die gelukkig is met die scrums nie. Praat weer met die manne daar. Alberts wat ook daar praat met Kubeka. Die manne het 'n plan, kom ons kyk wat die plan gaan wees. Maar as UJ wat gereed is, wat gereed staan om seker te maak dat hulle verdediging kan omskep hier in aanval, want hulle is so 6-7 tree van die doellyn van Raiders af. Alberts is gereed met die bal. Weer die scrum wat sok. En hierdie keer is dit UJ wat nie goed vaar in hierdie scrum nie. En dit is 'n strafskop aan Raiders. Lyk asof die hele voorry van UJ ingeval het. Collapse of the whole front row of UJ there. John Kubeka. See how much relief he can bring to Raiders. Kicks the ball. Just about outside the 22 of Raiders. 5 meters outside the 22 of Raiders. Nie 'n goeie lynskop nie. Maar is daarom buitekant die kwartgebied van Raiders waar die volgende lynstaan gaan plaasvind. Reinhard Olofse oor die bal met ingooi. Kom ons kyk wat gebeur in die lynstaan. Olofse is gereed. Gooi die bal in is. Losgemaal wat vorm. Alberts uit, Kubeka op sy linkervoet hoog. Cyril die bal in die lug op, Colella Daniels. Wie wat daar agter
Die bal agterna jaag, kry nie die bal nie. Is weer UJ wat bal besit het, Baxter, hier kom hy. Ver uit na Phillips. En hier kom Mopati. Steeds UJ met die bal in hand. Weer eens Balgas. Probeer hy so ver uit na sy linkervleuel. As 'n Mashley. Nog steeds UJ wat die bal in besit het. Kom die bal weer uit. Dis Liam Rowan. Die bal het daar weer. Putti wat die bal inneem daarso. Kom die bal weer uit. Dis weer Rowan wat die bal het. Baxter wat daar in die agterleuning gekom het. Kom die bal weer uit aan UJ se kant. Hard word afverdedig deur Colella Daniels. Nog steeds UJ met bal besit. Kom hulle weer. Obstructie in die kant van UJ. Maar die skeieregter het 'n vorige oortreding gesien. Looks like a tackler not rolling away. That's a sign that I assume that he's making. And that is why he brought him back for the penalty advantage. Score in this point in time still 7-7. One converted try each. UJ's try scored by the Lucid Prof Cabello. And Raiders try scored by the number 13 center View. Not a lot of excitement in this point in time. Usually that is having a lot of territorial advantage and also ball possession. If you want this game, you want to win this game, then obviously you have to convert your ball possession and territorial advantage into points. And in this point in time, UJ is just struggling to do that, as the defense of Raiders is holding very, very strongly. Raiders are doing well. Still losing the ball in contact. Still not holding on to ball possession. And hopefully it will come right sooner rather than later. There's a hold up and injury to the scrum off. Liam Rowan. And there comes the sign. Sean Baxter, the fullback of UJ, is going to try and increase UJ's points from 7 to 10 with this penalty. Penalty just about right on the 80 meters from the touchline. And this is about 7-8 meters outside the 22 of Raiders. Kick of about 28 meters, 29 meters. Baxter taking his time. Kom hy vorentoe. Wat maak hy met hierdie skoppie? Ja, suiwer tussen die pale deur. UJ wat die voortoe neem, UJ 10, Raiders 7. Come on, boys. Come on, Raiders. Come on, boys. Kobeka met die afskop. Sy span loop agter met 10 punte teenoor 7. Senzo sal uit hoe wat af. Man van UJ vasvat daar. Hy beweeg vorentoe, bly op sy voete staan. So 12 meter binnekant die halfgebied van UJ waar daar skrasklok toegewys word aan Raiders. UJ wat aanhou aan die bal. Daar kom die teken van die skeieregter. Wat gaan Raiders maak met die bal? Wat gaan hulle maak? Kom ons kyk. John Kobeka wat besluit hy gaan pale toe skop. Hy het 'n goeie skopvoet aan hom. Hy is ook die kaptein van hierdie span. Let's see what he can do with this penalty kick. Was successful with one conversion. And let's see if he can level the scores with this penalty kick. In the meantime, there's an injury that's been sustained. I cannot see who the player is on the ground. Looks like Sibasizu. Number 15 is 14, Cheryl Chimanga.
Looks like there's an ankle problem, but we have the first aider, the physio there with him. And in the meantime, John Quebec has converted the penalty attempt, and the scores are once again level. Raiders 10, UJ 10. Hier kom die afskop. So presies in Blue word het pragtig van daar van die afskop af. Manne pak saam. Bal word vastgevat, Boy word daar saamgepak die Raiders. Hulle soek die bal, hulle wil het hê. Gaan hulle het kry? Marco Elvis het het. John Quebec skop hy weer vir die kant. Kantlyn gaan nie die bal uitkry. Is hy uit? Nee, is nie uit nie. UJ wat bal besit het weer. Nou wat geskop daar. Weer Baxter. En hy kry die bal uit. Net buitekant sy kwartgebied. Was hy gewees toe hy die bal uitgeskop het. Raiders wat voordeel het die skop uit kry van die Kantlyn skop. Wat nie suksesvol was deur John Quebec nie. Maar as gevolg van die skoppie wat Baxter uitgestuur het, buitekant sy kwartgebied direk oor die kantlyn, het Raiders daar die voordeel dat hulle nou 2-3 meter buitekant die kwartgebied van UJ is vir die eerste keer in so wat 10 of 12 minute. Olofse wat die bal met ingooi in die lyn staan. Gooi in, pragtig wat daar gespring, maar UJ kry hierdie bal weer, word vastgevat deur Liam. Skrimskakel van UJ wat baie goed vaar op die oomblik. Hy word vastgevat. As 'n losgemaal wat gevorm word, waar gaan die bal uitkom, of het is voorgesit vir die bal. Raiders word tree in die losgemaal. Skeiser was hard op sy plekkie en as 'n strafskop aan UJ. Nie kom UJ. 1 of 2 manne wat misgevat word daar Vio. Wat ook nie die bal kan kry nie. As weer voordeel en as weer 'n aanslaan. Vio wat glad but that brilliantly anticipated that pass and he just couldn't hold on to the pass. It could have been a dangerous situation for UJ, but unfortunately knocked the ball on. UJ in the process also knocked it on for the first offense. Vio's knocked. The referee has called for a scrum. So in this point in time, it's UJ to throw the ball in a scrum. And we're back into the half of Raiders. This is where rugby has been played for most of the game. Credit to the defense of Raiders. Krediet aan die Raiders verdediging. Hulle doen goed op die oomblik. Skrimskakel Liam van UJ. Liam Rowan wat baie goed vaar op die oomblik. Hy weer die bal in besit uit na Walgas toe. Kom die bal uit. Get the ball! Oh, come on! Raiders weer wat onkant is daar. Is weer 'n strafskop van UJ. Is weer 'n geleentheid vir Baxter. Wat lyk hy gaan kantlyn toe skop. Goeie skopie deur Baxter. 5 meter van die doellyn van Raiders af is. Hulle het die voordeel om die bal in te gooi in die lyn staan. Kom ons kyk wat gaan gebeur hier. Hulle voorspelers wat so 'n groepie gemaak het. Beste die plan by mekaar gesit het van hierdie lyn staan af. En kom ons kyk wat gaan gebeur hier. Maputi wat ingooi daar, pragtig word gevat agter in die lyn staan. UJ se forwards, voorspelers wat mooi saampak daar. Losgemaal wat gevorm word, hulle vorm nie sterk met die losgemaal nie. Dan beweeg hulle bietjie vorentoe. Kom ons kyk wat gebeur. Skram wat in mekaar sak. En die skeieregter beveel. Looks like a penalty try has been awarded to UJ for collapsing a maul. Penalty try to UJ for collapsing a maul. En daar kom 'n kaartjie ook uit. Kaartjie vir Raiders. Machelita, Befundo Machelita, wat verantwoordelik is vir die val van daardie losgemaal. 7 punte by vir UJ. Hulle loop nou voor met 17 punte tot die 10 van Raiders. En
Unfortunately, collapse of the scrum by Mafundu Machelita. John Kubeka with a kickoff. Deep into the 22 of UJ. Knocked the ball. Knocked forward there. In any case, the referee allows it to happen. And here comes UJ. Holding on in the loose ball. It's a penalty to Raiders again. John Kubeka again opting to kick for poles. He was successful with the conversion, successful with the penalty early on. Now he's got an opportunity to bring the score closer to UJ. They're right now leading by 17 points to 10. So let's see what's going to happen with his next penalty kick by John Kubeka, captain of Raiders. Also wearing number 10 jersey today. Kubeka wat stil staan. Concentreer so 'n bietjie. Kyk hier na die paal toe. Kom hy vorentoe, kom ons kyk wat gebeur met hierdie skop. Die bal trek mooi, die bal trek hoog, die bal trek suiwer en hy's tussen die palle deur. Pragtig gedoen deur John Kubeka, die kaptein van Raiders. Hy's verantwoordelik vir 7 van die dis 8. 2 strafskoppe en 'n verwyfskop of 'n doelskop. Sibesisi Ashley, pragtig daar vang vir die afskop af, van deur die vorentoe. Ondersteuning is daar. Ferrit na Sensus laat wy toe agterin Kolela Daniels. Draai 'n bietjie rond daar, gaan hy grond toe. Wag weer vir die bal. Marco Elvis is daar. UJ nie vinnig genoeg. Beweeg Dani. Afrika. Chimanga. Word weer vasgevat daar aan Afrika die. Alberts. Ferry da Kubeka. Kubeka met so 'n steekskoppie. Sit die bal self agterna. Kry die bal. Teken van die skeiersrechter dat die UJ nie vinnig genoeg teruggeval het die 10 tree nie. En as 'n strafskop aan Raiders. Elvis met die bal in hand. Maar kom die teken duidelik van die skeiersrechter. Julle was nie 10 tree terug nie manne. Kubeka met die bal in die hand. Wat gaan hy maak hierdie keer? Lyk as Kubeka skop van so 48 meter. Is reg in die middel van die veld. En dit lyk as Kubeka weer paal toe gaan skop. Sy span is agter met 17 punte teenoor 13. En die laaste 2 minute wat Raiders 'n bietjie opwinding bring aan die wedstryd. En nog steeds UJ wat heel wat gebiedsvoordeel geniet. Laaste 5, 6, 7 minute het balbesit 'n bietjie verander. Raiders kry deesdae baie meer balbesit. Telling is 17-13. UJ 17, Raiders 13. Kubeka met 'n skop van so 48 meter. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Hy het al sulke skoppe oorgeskop. Kom hy vorentoe. Tref met die linkervoet. Wat maak dit? Trek hoog. Hy trek suiwer. Hy trek reguit. Dit is tussen die palle deur. John Kubeka wat baie goed doen met die skopvoet. Hy linker skopvoet van hom vandag. 3 punte by vir Raiders. 17-16. Nie baie verskil in die telling in die stadium nie. Maar werkwaardig genoeg. UJ wat baie gebiedsvoordeel genoeg geniet. Hulle het 17 punte. Raiders wat sukkel om rugby te speel in die helfte van UJ en hulle het 16 punte. Hier kom die afskop nou van UJ af. Hulle loop voor met 'n skrale punt. 17 punte door die 16 van Raiders. Hulle skop diep af. Agter die bal vasgevat deur Marco Elbers uit na John Kubeka toe. En daar kom sy skoppie diep in die helfte van UJ. Bal is nie uit nie, maar hier kom UJ met 'n teenaanval. Hulle word vasgevat daar aan die oorkant deur James Wester. Bal spat 'n bietjie los. Raiders het die bal in die hande. Pragtig gedoen deur Raiders. Hier kom die bal uit na Calamadino.
So presies ons daar om te ondersteun. Hulle wag vir die bal, Elvis wag vir die bal. Daar word weer hard geplaas op die vletjie. Weer 'n oortreding van UJ. En dis 'n strafskop van Raiders. Wat gaan Kobeka doen? Hy pas geslag met 'n skop van so 48 meter af. Hy gaan weer paal toe skop. Hierdie keer is dit so 39. Ja, maybe so 39 meter binnekant die halfgebied van UJ. Waar Kobeka weer met sy volgende aanslag na die paal toe gaan kom. John Kobeka had succeeded with 3 penalties, 1 conversion, a tally of 11 points to the tally of Raiders. Raiders also scored 1 try via Vio. It's another attempt by John Kobeka. He can push up his tally to 14 points here in this game. If he succeeds with this one. Comes forward, hits it with his left boot. What is he doing? No, he misses this one. So the score stays UJ 17, Raiders 16. For the first time in 20 odd minutes, UJ has to kick from the 22-meter line. Eerste keer in 'n lang tyd dat UJ binnekant hulle kwartgebied is. Kom die skoppie so woer skoppie. Cedric Chimanga vir die bal. Probeer verby een man gaan, kan nie suksesvol af verby gaan nie. Verloor die bal in die proses. Word dit uitgeskop. Kom Raiders weer met 'n vinnige ingooi. Kobeka, Daniels. Daar trek Daniels. Hy word vasgevat in die middel van die veld. Calamadino. Sukkel nog steeds vir die bal. Dan kom die bal uit aan Raiders se kant, sy presies op met die bal. Hulle word vasgevat daar. Manne spog en besit vir die bal reg in die middel van die veld. UJ werd hard aanval en kom die bal uit hierso na Kobeka. Kobeka na Reinhard Olofsson in agterlyn. Gaan nog steeds, dan word hy ondersteun, mooi ondersteun en so kom uit weer Marco Elbers. Marco Elbers wat draai. Kry daar. Hou bal besit. Bal kom agteruit. Afrika wat die bal het. Sy presies in Ndlovu. Hy beweeg, hy's nog binnekant die halfgebied van Raiders wat die bal, wat die manne vasgevat word. As dit weer Afrika wat die bal uitgee na Olofse weer. Olofse kan die bal kry geen na Kobeka toe wat die bal misvang. UJ wat die bal in besit het en word dit weer afgeneem deur Bio. Hier kom Raiders weer. Manne pak saam. Calamadino is daar. Kom hy na Kobeka toe. Kobeka na Afrika toe. Afrika na Chimanga toe. Verby een man. En dan trek hy's buite aan die kwaad gelewer maak hy. Hy verloor die bal. Nie die bal nie. Ja, wat swak aangegee. Word die bal uitgeskop deur Kobeka. Bal gaan direk uit. En waar hy direk uitgeskop het ons alleen staan. Wat Chimanga wat net gegly het voordat die laaste verdediging gegaan het van UJ. Ongelukkig vir hom. In die middel van die veld word daar gekyk na Sibo Ndlovu wat lyk asof hy sy knie seer gemaak het. Maar Raiders wat terugkom in hierdie wedstryd. In die laaste paar minute van die eerste helfte. Raiders wat redelik goed doen. Ashley Mfundo Machalita, sy 10 minute is oor. En hy kan weer veld vat. Of hoe lyk het? Nog nie. Skeieregter nog nie tevrede nie. Sê mannetjie, jy moet nog 'n bietjie sit. Okay, UJ wat reg voor in die lyn staan ingooi. Bal is nie, word nie skoon gemaak nie. Aanslaan daar deur UJ. En is 'n vaste skram. Vaste skram, ding is die eerste vaste skram na lang tyd. Op die kwartgebied van UJ. Raiders wat die laaste paar minute gebiedsvoordeel geniet. Kan hulle dit die gebiedsvoordeel omskep in punte? Kan hulle dit doen hierdie keer? Wat 'n bietjie tyd voor hierdie vaste skram gaan plaasvind. Marco Elbers wat dit met ingooi. Wat gaan Raiders doen? Gaan hulle links beweeg, gaan hulle regs beweeg? Kom ons kyk wat gebeur nie. So weer UJ. Se pak wat in mekaar sak daai voorheen van UJ. Wat weer insak. Bal
Strafskop was gevat op die regte merk wat die skeieregter aanbeveel het. En John Kubeka wat besluit gaan weer paal te skop. Telling 17-16. Hierdie skop behoort 'n formaliteit te wees vir John. Just a formality for John Kubeka, who's done very, very well with his kicks. And it shouldn't be an effort to get this ball over the crossbar here today. John Kubeka has already done well, very, very well with his boot for Raiders. Here's an opportunity to increase his tally for the day. And it's over again. At this point in time, for the first time in the game, Raiders are leading UJ by 19 points to 17. A lot of enforced errors that happened to UJ in the last couple of minutes. Kick-off. Cedric Jamanga wat pragtig weer die bal aan die hande kry. Word vasgevat, loskant word gevorm, kom die bal uit na Mfundo toe. En die bal daar word ondersteun uit die Reinhard Oeverse, kom die bal uit binne Marco Elwits toe, verder na John Kubeka toe, na Kolela Daniels toe. Hy word vasgevat, kom hy uit na Elwits toe, Elwits na Kubeka. Kubeka verder na James Bester toe, en hier kom Bester. Hy word vasgevat, loskant word ontwikkel daar rondom hom, kom die bal uit Elwits weer met die bal in die hand, probeer hier 2-3 manne gaan, kan net nie reg kry nie. Word vasgevat, hy's op die grond. Kom die bal uit, Kubeka is daar. Kubeka ver uit na Mfundo toe. Mfundo na Sibusisto Ndlovu toe. Hy's verby 1 man, verby 2 man, so 5 meter grond gewen vir Raiders. Kom die bal uit na Kubeka toe. Kubeka die bal in die hande. Hy word vasgevat. Raiders aan die binnekant die 10 meter lyn van dit. Wiel wat die bal in die hand het. Kom hy beweeg daar rond, kom die bal uit na Afrika toe. Afrika met die bal in, hy word nie vasgevat en dan beweeg hy nog steeds. Afrika nou so 2-3 te binnekant. Beter kan die kwartgebied van UJ wat die bal vasgevat word. Daniels, Clelo Calamadino. Raiders wat daar is daar ondersteun, hulle wil die bal hê. Kom hy uit ver uit na Elbert. Elbert na Kubeka toe. Kubeka na Cedric Jamanga in die agterlyn. Binnekant toe na James Bester. Daar trek James Bester en James Bester raak tot nog steeds. Gaan nie dit reg kry. James Bester. James Bester. Ja, James Bester. Jou balper James Bester. Pragtig gedoen teen James Bester. Aangesit deur Kolela Daniels. Kolela Daniels had ran a good angle, offloaded to James Bester. And James Bester only saw one path. And that's a pass straight to the goal line. Well done, James Bester. Raiders deserve for their last efforts, for the efforts in the last 10 minutes, to take the lead by 24 points to 17. With the conversion yet to come, still to come. Die Raiders wat pragtig terugkom in die laaste paar minute van die eerste helfte. Het lyk goed in die stadion. En wat merkwaardig is van hulle prestasie op hierdie stadium, is die feit dat hulle, sodra hulle binnekant die kwartgebied van, of binne die halfgebied van UJ kom, dan probeer hulle daardie geleentheid omskep in punte toe. En dit is die verskil tussen hulle en UJ. UJ in die begin van die wedstryd, eerste 20 minute van die wedstryd, heel wat gebiedsvoordeel geniet, en hulle kon dit nie omskep nie. John Kubeka met 'n maklike doelskop, en die telling in die stadium, is dit reg wat ek sien, 26 of is dit 28? Lyk dat 26-17. UJ wat vir die soveelste keer met afskop vandag, in die middel van die veld, wie staan in die bal? Mfundo. Bietjie kommunikasieprobleme daar, man. As ek Kolela Daniels met die bal voor die voete. Pak saam, Marco Elberts, uit na John Kubeka toe. So steekskop hier oor. James Bester wat die geleentheid nie kan benut nie. Slaan die bal aan. Gaan sit ek aan die oorkant van die veld. Maar vir die aanslaan is daar 'n vaste skrim wat gevorm word. UJ wat die geleentheid het met die bal en hierdie vaste skrim moet ingooi. Raiders deserves to be ahead by 26 points to 17. They have used the opportunity to convert possession into points.
Unlike UJ in the first half, we had so much of the possession and could not convert it into points. Reason for that being the solid defense of Raiders in the first 15-20 minutes of the game. Opportunity for UJ, just inside the half of Raiders. Ball comes out UJ side. UJ still moving with it. Backline, they have an overlap here. What are they going to do with it? Not a good pass. Wat vastgevat deur Afrika. Penalty to UJ. Penalty that's been kicked direct over the dead ball line, and they have to come back for a scrum. They have to come back for a scrum. Unfortunate for Baxter. He's been doing well with his boot. Now it's an opportunity for Raiders to throw the ball in the scrum. 7-8 meters inside their own half. Marco Elvis has got a ball in hand. And let's see what's going to happen in the scrum. UJ was al opgeblaas al vir die val van die scrum. By 2 of 3 geleenthede. Kom ons kyk wat gaan gebeur hierso. Raiders se voorheen wat baie goed doen in hierdie stadion. Kom eens, bal wat ingegooi. Goeie scrum hierdie keer, 100% korrek. Colelle Daniels wat die bal kan skoon kry. Hier is 'n geleentheid vir UJ om punt aan te teken. Goeie geleentheid vir UJ. James Bester wat daar uitgaan. UJ vra of wat. Yeah, UJ, that's asking where he was deliberate. But I could see James Bester reaching out with both his hands for that ball, and unfortunately knocked it on. Situation that should never have occurred. Colella Daniels overrunning the ball, knocking it in the process, and giving this opportunity to UJ in the 22. To try and bring down the deficit. The Raiders leading by 26 points to 17. Marco Elvis wat daar bietjie met Colella Daniels hulle praat, sê vir hulle manne so en nie so nie. Daniels wat met Wiel praat, Wiel gaan uit na Shadir Chimanga toe, so die boodskap word aangestuur. Afrika wat ook hier so op verdediging staan. Kom ons kyk wat gaan gebeur in hierdie vaste scrum. Balbesit by UJ gaan kry. Word ingegooi in die scrum. UJ wag vir dit. Kan nie die bal kry in die bal. Lyk asof die 8ste man die bal binnekant in die scrum gespeel het. Kan nie mooi sien waarvandaan dat ek gestaan het nie. Maar daar was ook 'n bietjie gechirp en nou kom die bal vinnig uit John Kobeka na Marco Elvis. Marco Elvis na Vio toe. En dan trek Vio. Goeie so swak bal. John Kobeka wat baie mooi doen om die bal in die hande te kry. Want die bal John Kobeka, Marco Elvis. Steelkant toe beweeg. James Wester is daar. Hy die bal daar in die hande. Kom die bal weer uit. Raiders bak vir hom. Vio het hom. Ferry na John Kobeka toe. John Kobeka na sy loskopste toe daar. Hy word vasgevat. UJ wat spook en besit vir die bal. Manne wat nie wegrol nie. UJ wat die bal in die hand het. Weer Rowan Liam. Manikes baie lastig vandag. Baie lastig. Raiders wat die 10 tree weg is nie. Hier kom nog 'n geel kaart. Willem Nebe, nog 'n geel kaart. Tweede een vir die dag in die eerste helfte vir Raiders. Dissipline moet gehandhaaf word. Dit moet gehandhaaf word. Baxter. Kyk hoe ver die bal kan uitskop. Skop nie te ver nie. Kry so wat 8-9-10 meter. En die volgende lynstelling is so op die kwartgebied van Raiders. En dis UJ wat die bal met ingooi in die lyn staan. UJ wat nog steeds agter is met 26 punte toe die 17 van Raiders. Raiders vir die tweede keer in die eerste helfte speel met 14 man.
Hulle loop voor met 26 punte teenoor 17. UJ wat die bal skoon kry, het die lyn staan, hy kan nie skoon aangegee word deur Liam daar nie. Kom die bal uit na die agterlyn van UJ toe. Hulle het 1-2 manne aan die buitekant, word besluit om binnekant toe te gaan. Hulle word vasgevat daar. Raiders wat die bal in die loskram wil hê, maar UJ kry dit weer en hier kom UJ. Soos Fop aangee daar. Bal is nie skoon na die veld toe nie. James Wester is daar. UJ wat nie weet wat moet doen met die bal nie, word vasgevat daar. En die grensregter wat die vlag omhoog hou, maar die skeieregter het blykbaar 'n oortreding gesien. Hy wys vir hulle, julle is nie 10 minute terug nie. En daar's nog 'n geleentheid vir UJ. Stikskoppie deur hulle skrimskakel. Kom die bal uit aan die agterlyn toe. Baxter met die bal in hulle ver uit na Samasle toe, dan is dit weer Kwaitonda met die bal daar. Hy word vasgevat. Loskram word ontwikkel rondom hom, maar kom die bal weer uit aan die UJ se agterlyn toe. Malgas met die bal probeer die rug gaan, kan nie gaan nie. Aan sit punte kom vir UJ, wat gaan dit maak as weer die hakker Maputi wat in oorgaan, bietjie verligting bring, want die telling is nou 22 vir UJ, 26 vir Raiders, met 'n doelskop wat nog moet kom. UJ wat Raiders 'n bietjie onkant gevang het daar. Vinnig die bal uit die loskram het gekry het. Daar was 'n geleentheid, 'n gaping was gesien en baie vinnig was die bal uitgegee. Goeie ondersteuning dan Sloni Maputi wat die bal kry en so 10 meter hardop om die bal en 'n 3 aan te teken vir UJ. Baxter wat kom. Hy gaan kyk of die telling kan krimp. 17-22 kan 17-24 word. Baxter kom Baxter met die skoppie. Hy is tussen die paal teer. Dis ook die rustydtelling. Raiders 26, UJ 24. Tweede helfte wat gaan begin. Met Raiders wat voorloop met 26 punte teenoor die 24 van UJ. Afrit is verraad gepraat het met hulle spelers. So mense kan 'n ewige stryd verwag in hierdie tweede helfte. Wat gaan begin met John Kubeka wat moet afskop. Skeieregter vra vir die man, as jy gereed, UJ is jy gereed? Hulle sê ja. Raiders is julle gereed. John Kubeka sê ja. Kyk daar sy horlosie en hier kom die afskop van John Kubeka. Balletjie wat mooi hang in die lug. Raiders wat onder die bal is kry het onmiddellik van die afskop met Dylan Malgas. Ferida Marco Alberts toe. Marco Alberts so voer skoppie na O'Donoghue toe wat die bal ongelooflik doen om die balbesit te kan hou. Hou hy nog steeds balbesit, kom uit aan Marco Alberts toe. Marco Alberts onder Vio toe. Vio nou met Selita toe. Ongelukkig uittrap. Linkervoet wat uittrap. Grensregter wat die vlag omhoog hou. En is 'n lynstaan wat gevorm word. So 14-15 tree binne kan die halfgebied van UJ. Met UJ wat die bal moet ingooi in die eerste lyn staan in die tweede helfte. Nommer 2 op sy rug vir UJ. Hakker Sloni Maputi wat nou al reeds 'n 3 aangeteken in die eerste helfte. UJ wat 'n kort lyn staan het, bal wat agtergooi in die lyn staan, pragtig word gevat. Skeieregter beveel dat die bal is reg in die lyn staan gegooi is hè. En is 'n skram vir Raiders op die stadion. Vaste skram wat beveel word die skeieregter. En dis Raiders wat die bal moet ingooi. Marco Alberts vir Raiders. Die bal moet ingooi in hierdie skram. Vaste skram. Diep staan die agterlyn van Raiders. Kubeka is gereed. Daniels is daar, Vio is daar, Afrika is daar. Chimanga is daar, James Wester is daar. Raiders wat gereed is. Alberts wag vir die skrum. Gooi hierdie bal in die skrum in. Iets wat verkeerd gegaan het in die skrum daar. Kon nie mooi sien van waar ek staan nie. Maar het lyk asof die skrum ingegee is. Ingegee daar aan Raiders
se vaskopkant. Geleentheid vir UJ om verligting te bring, uit hulle eie helfte uit te kan beweeg. Baxter, ver gaan die bal uitskop, skop in so ver is so 15 meter. En as alleen staan, gevorm word so 5 tree binnekant die halfgebied van Raiders. Maputi weer die bal met ingooi vir UJ in die lyn staan. Hy vra of sy man om reguit te staan. Word vastgevat hier voor in lyn staan deur Dylan Magas. Man is volkom besit vir die bal. UJ verloor die bal. Grensrechter hou die vlag omhoog en is 'n lyn staan. Pragtig gedoen daar deur Dylan Magas. Die plan mooi gelees. En hy dwing die manne oor die kantlyn hierso. Pragtig gedoen deur Dylan Magas. Plaasvervanger stit op die oomblik. Bal wat ingegooi nou in die lyn staan deur Reinhard Olofse. Sibusiso Ndlovu. Gaan hy pragtig op kry die bal. Ferry te Marco Elberts toe. Elberts te Kubeka. Kubeka nou Donihu in die lyn staan en nie kom hy. Is verby een man word vasgevat deur die tweede. Kom die bal weer in Elberts se kan Ferry na Kubeka toe. Kubeka na Sibusiso Ndlovu toe. Hy word vasgevat net binne kan die halfgebied van Raiders. Hulle wag vir die bal, kan nog nie kry nie. Elberts weer met die bal. Ferry na Kubeka toe. Kubeka uit na Kolela Daniels toe. Kolela Daniels na Asia-Afrika toe. Asia-Afrika na Cedric Chamanga toe. Hy gly weer 'n bietjie daar, maar kom weer by een man verby twee. Hy word vasgevat, kom Elberts hier in die steelkant toe. So steekskopie deur vir Afrika om agterna, die bal agterna te sit. Maar daar's 'n oortreding vir 'n lyk na hoogvat daar aan die verkant van die veld. Skeieregter blaas op die vlekkie en is 'n strafskop aan die kant van Raiders. Iemand wat lê daar op die grond. Hoop dit is ernstig nie. Noodhulp wat daar toe. Mediese span van Raiders is ook daar. Fysio is daar. Mitchell Jardine, hy is daar. Sy assistent Isaac is daar. Isaac Hendricks is daar. Manne lyk 'n bietjie bekommerd daar. Kom ons kyk wat gebeur. Ons hoop dis nie ernstig nie. Let's hope it's not serious. Looks like Cedric Chamanga. He gets up. He's a strong boy. He's strong. He gets up. Fysio talks to him. Assess him. He looks to be okay. Referee says game can continue. The match can continue. That's a high tackle, looks like a high tackle, yes. John Kubeka with lethal left boot gets the ball out. About 6-7 meters into the 22 of UJ. Raiders, their first opportunity in the second half to be in the 22 of UJ. And let's see what's going to happen. With this line out, it's going to be formed. Reinhard Olofse throw the ball in this line out. Quality ball from this line out could be in trouble for UJ. Raiders bal besit, hulle het dit. Hier kom 'n losgemaal. Hulle beer vorentoe. Hulle gaan nog steeds UJ op die agtervoet. Raiders wat baie mooi beweeg. Beweeg nog steeds. Hulle beweeg nog steeds vorentoe. Skeieregter se arm kom uit. Lyk na strafkant na Raiders toe. Kom die bal uit na Kubeka toe. Kubeka na Afrika toe. Steekskopie vorentoe. Gaan dit gebeur vir James Wester? Kan dit goed gaan vir hom? Ja, daar is al reeds voordeel wat Raiders nie kan geniet nie. Skeieregter gaan terug na die merkie toe, waar daar 'n strafskop toe gewin word aan Raiders vir die oortreding deur die UJ. Lyk in die kantlyn is dit Joshua Thomas wat opwarm. Lyk dat ons veranderinge gaan sien, ook Ishi Adams wat opwarm. Losmaak daar. Willem Nebe behoort terug te wees. Sy 10 minute. En die Sinbin behoort oor te wees. Maar Raiders het 'n geleentheid die 5 meter van die doellyn van UJ af. Hulle geleentheid om die bal in te gooi in die lyn staan te wen. Kom ons kyk wat gebeur. Weer Sibusiso kan nie die bal skoon kry en word aangeslaan deur UJ. En vir die aanslaan is daar weer 'n vaste skram. Nog 'n geleentheid vir Raiders om punte aan te teken in hierdie tweede helfte.
Lyk nou Willem Nebe is terug. Hy is terug op die veld na 10 minute in die Sinbin. So ja, Raiders na 10 minute weer met 'n volle span. Raiders wat hulle dissipline sal moet handhaaf in die tweede helfte. Telling is 26-24 en enigiets kan gebeur in hierdie wedstryd. Enigiets kan gebeur. Marco Jalbers wat die bal met ingooi in die lyn staan. Scrum is gereed, gooi die bal in. Wat gaan gebeur in die scrum? Raiders wat die bal, agste man wat die bal mooi voor die voete Senzo Slatwayo. Hou het nog steeds daar iemand van UJ wat al reeds onkant is. Raiders wat steeds beweeg met die vaste scrum. Senzo Slatwayo wat die bal skoon kan kry daar nie. Slaan die bal aan. En 'n guldige geleentheid om punt aan te teken is daarmee heen. Twee plaasvervangers vir UJ wat opkom. Nommer 20 op sy rug, Nkosani. Nommer 17 op sy rug. Jafan. Nkosani. Wat opkom as plaasvervangers. Nommer 20 en nommer 17 op derrens. UJ nog steeds onder druk. Ze scrum so 5 tree van hulle doellyn af. Bal wat ingegooi in die vaste scrum. Waar kom die bal uit? Goeie scrum daar deur Raiders. Goeie scrum deur Raiders. Skeieregter het gesê nee. Julle scrum 'n bietjie skuins in. Strafskop aan UJ. Kan verligting vir hulle bring. Baxter het die bal in sy hande. Sean Baxter van UJ heel agter. Kom ons kyk, hoeveel verligting kan hy bring vir UJ? Die skoppie bal is 'n baie mooi skoppie. Die bal is net so 2, 3, 4 tree binnekant die halfgebied van Raiders wat die bal uit is. Raiders wat in die tweede helfte die eerste 10 minute daarvan heel wat voordeel geniet het. UJ na lang tyd weer terug in die helfte van Raiders. Telling in die stadium, Raiders 26, UJ 24. Een span wat hulle ingee nie. Almal het 'n wil om te wen hier vandag. Draak stil op die Bajadian Stadium, daar's nie heel wat opwinding nie. Manne wag, lynstaan word gevorm. Bal wat ingooi in die lynstaan, UJ wat pragtig die bal kry, kom uit na hulle agterlyn toe. Bal is 1-2. 7 wat die bal in die hande kry, wat hy vasgevat weer daar. Manne pak saam, loskram word gevorm. Daar word geblaas op die vletjie en dis 'n strafskop aan UJ. Weer 'n oortreding en die soveelste keer in 'n loskram van Raiders se kant af. Raiders wat net die dinge aan die gang kan kry in die tweede helfte nie. Baxter weer. Hy's weer binnekant die kwartgebied van UJ, van Raiders. Weer binnekant die kwartgebied van Raiders, maar Raiders wat net die dinge aan die gang kan kry in die tweede helfte nie. Slegte oordeel. Swak hantering. UJ wat die geleentheid uitbyt. Kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte. Manmoedig word daar geveg deur Sibusiso Ndlovu. Lyk asof Raiders die bal in die lynstand gekry het. Skeieregter was weer op sy vletjie. UJ wat die bal aangeslaan het daar. En dis 'n vaste skram wat beveel word. Voordeel vir Raiders. Draak donker hier by die Bajadian Stadion. Jy kan voel hy koue winter weer wat deurkom. Blaai, wind wat so blaas in jou blaaie. Maar mens raak gewoond aan hierdie omstandighede, sodra die winter begin intree. Marco Jalbers by die bal met ingooi in die lyn staan. Weer UJ wat collapse. Strafskop aan Raiders. Baie duidelik kon mense sien hoe die skrum van voor van UJ daar collapse. Is weer 'n vaste strafskop aan Raiders. John Kobeka
Hy kan verligting bring vir Raiders. Beweeg hy julle kwartgebied uit. Kom ons kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Skop hier die bal. En die bal is uit op die 10 tree. 10 tree, so 8, 9, 7, 8 tree binnekant die halfgebied van UJ waar die bal ingegooi moet word deur Raiders. Alberts, Kubeka, Sensos Latueo. Alberts, Kubeka, Vio wat een man afskat, hy kan nie tweede of derde afskat nie. Kom die bal weer, hy wil wel hem skoonmaak aan Kubeka. Kubeka wat die vooruit, en hy is 'n guldige geleentheid, 'n onderskep vir UJ, wat hulle laat voorloop nou met 29 punte, teenoor die 26 van Raiders, en 'n maklike doelskop wag op Baxter, Sean Baxter. Hy kan sy span laat voorloop met 31 punte teenoor 26. Swak aangee van John Kubeka, swak oordeel daar, gelei toe die onderskepping, en Raiders vir die eerste keer in 'n lang tyd agter. 29 kan 31 word. Wag vir Baxter. Vorentoe kom hy, skop hy. Hoog en syfer tussen die pale deur. En UJ wat al lang tyd weer voorloop met 31 punte teenoor 26. Paar plasvang vir Raiders op die veld. Kan nie sien wie dit is op die stadium nie. Renald Ulfstel word vervang deur Lawazin Gobo. John Kubeka word vervang deur Adrian Karelse. Adrian Karelse wat die bal gaan afskop in hierdie tweede helfte. Kom hy, Bangang hoog, maar op 'n bureau in die bal kom wies daar van Raiders. UJ wat die bal aanslaan. Sy presies ontloop met die bal. Raiders se voorspeler word saampap daar, Marco Jalbert. Besluit die kant toe, dan gaan hy diskant toe uit die Karelse met die bal in die hande. Kolela Daniels, Ferry na Asie-Afrika toe. Asie-Afrika verby een man, verby tweede. Hy hardloop nog steeds. Gaan hy dit maak? Breek toe na Kolela Daniels toe. En Kolela Daniels loop vir 'n pragtige 3. Raiders wat manhaftig terugkom in hierdie wedstryd. Pragtige oordeel. Uitgee. Begin met Sibusiso wat die bal pragtig gedraad en loskram en Marco Jalbers wat dit uitgegee het. Uit die Karelse, Asie-Afrika wat die agterleuning gekom het. 1 of 2 manne gepyp kan en dit ver gehardloop en die bal op die regte oomblik uitgegee na Kolela Daniels toe, wat sy voete gedraad na die doellyn toe. Telling in die stadium, 31 vir Raiders, 31 vir UJ, met 'n doelskop wat waargeneem gaan word. Lyk na Asie-Afrika, ja, het lyk na hy. Ek sou verwag dat die Karelse hierdie so oorneem, maar nee, dis Asie-Afrika. Maar wel gedaan deur Raiders. Goeie spanpoging. Man het besef die erns van die saak. En hulle kon hulle staal wees. Kom Asie-Afrika, wat maak jy met die bal? Dis nie oor nie. Telling is gelyk op. Guldige geleentheid daarmee heen vir Raiders om voor te geloop het. 31 elk. Dit kon 33-31 gewees het die guns van Raiders. Maar dis hoe rugby gaan. Eendag skop jy oor en eendag skop jy mis. Hier kom UJ met die afskop. Bal word vasgevat daarso. Hier kom Raiders. Brendan O'Donoghue. Vasgevat, hy word goed geondersteun. Kom Marco Jalbers met die bal uit die Karelse. Uit die Karelse ver uit na Kolela Daniels. Kolela Daniels met die bal in die hande. Gee dit na Joshua Thomas wat die bal kan raak vat. UJ wat besit van die bal het daar. Hier kom UJ. Hulle is diep in die helfte van Raiders. Hier kom hulle nog steeds. Word vasgevat, word aangeslaan daar. Daar's 'n oortreding. Aanslaan. UJ wat die voorlede die geleentheid kan kry nie. Skeiser loop hulle terug. En daar's 'n vaste skram wat gevorm moet word. So 4-5 tree buite kan die kwartgebied van Raiders. UJ weer eens op die aanval. Hulle is diep in die
kwartgebied, in die halfgebied van Raiders. Scrum wat 'n bietjie lang vat. Yuji weer die bal met 'n goeie scrum so 7-8 meter beter in die kwartgebied van Raiders. Kom Yuji weer hulle voor hy wat in mekaar sak daar. Kom Yuji met die bal uit, agterkant toe. Word gepyp kan daar verby een verdediger, word hy vasgevat daar. Raiders wat spook om besit van die bal kom uit die kant van Yuji. Yuji wat weer vorentoe beweeg is in die kwartgebied van Raiders, dan kom die bal weer aan Yuji se kant. Steekskoppie wat deurgelaat word daar. As die Cedric Chimanga wat val op die bal, wag vir die bal om uit te kom. Raiders het die bal daar. Wag vir hom om uit te kom. En dan word daar 'n strafskop gegee aan Yuji se kant. Vinnige tuskoppie deur Yuji. Skeiersrechter sê vir hulle kom terug. Hier is die merkie. Kom ons beweeg daarvan aan af. Kom die bal uit aan Yuji se kant. Kan nie die bal kry nie. Hy word aangeslaan. Voordeel nog steeds aan Yuji se kant. Die kom die bal weer aan Yuji se kant. Hy word vasgeval, verloor die bal in die proses. Raiders wat die bal besit het, Wilhelm Njebe, Dylan Nogas uit die Karelse, sit die bal op sy regte voet en hy bring verligting vir Raiders want die volgende lyn staan wat gaan plaasvind. Is dit buitekant die binnekant die 10 meter van UJ. Isie Adams wat opgaan. Dis die geraas wat jy hoor op die oomblik, hy wat opgaan. Kom ons kyk wie kom af. Isie Adams wat Marco Jalbus vervang op skrimskakel vir Raiders. Telling in die stadium 31-11. 31-11. No quarters, no quarter given. Usually to put the ball in the line out. We zien zo wat die bal bij hem mooi aangelees het. Skrimskakel wordt vastgehouden door die Raiders. Bal is los, Usually zijn kant, hulle komt terug. Bal kan nie kom aan Usually se kant. Raiders wat voets in die loskrim. En die bal is oor die lyn. Raiders wat baie mooi gedoen het. Beautiful counterattack by Raiders. They gain ground. Yeah. Little bit of confusion by the Lions judge today. Touch judge initially showed Usually's ball. There was him go over and said, ma'am, isn't this our ball? And she agreed. There was it there throw the ball in the line. Sibasiso Ndlovu. Nice jump by Sibasiso. Out to Ishi Adams. Ishi Adams, AD Carlse. Colelle Daniels. And here comes Colelle Daniels. Pass 1, pass 2. Bal is daar achter. Ishi Daniels met die bal. Oh, ongelukkig word daar aangeslaan deur Ishi Daniels behind the scrum. Ishi Adams agter die scrum. En 'n goue geleentheid is weer eens daarmee heen vir Raiders. Baie goeie werk, Sibasiso Ndlovu in die lyn staan. Wat hom ver gewerk deur 'n aanslaan. Vaste scrum, UJ weer, hulle is nog steeds binne aan die halfgebied van Raiders. Telling steeds gelyk op. En dis 'n wedstryd wat enige kant toe kan beweeg. This game can swing anyway at any given point in time. So once you have opportunity to score points, you have to do it. You have to convert it. UJ, weer op die aanval, hier kom UJ. Daar's 'n oorgelade aan die ander kant daarso. Opposition UJ that's doing very, very well. But good defense there again by Vio. Ball is still in UJ's possession. Here comes UJ again. Word vasgevat daar loskram wat weer ontstaan daar rondom die bal. En nou word 'n strafskop gegee vir oortreding van Raiders en hier kom UJ. Kyk dat dit sê nee man. Dit word nie so gedoen nie. Dit word nie so gedoen nie. Kom terug. Praat daar 'n bietjie met UJ, praat ook met Raiders. En nou gaan die strafskop plaasvind. How do I do everything?
UJ op die aanval is so 7-8 tree van die doel van Raiders af. Gaan UJ, geleentheid vir UJ. Ja, Baxter, Sean Baxter. Daar kom 'n 3. Dan was dit 'n breek in kommentaar. Ons is weer terug op die lug. Tegniese foutjie. En hier kom Raiders. Hulle is agter met 36 punte teenoor 31. Titaniese stryd, voorspelers. UJ wat bal voor die voet het. Daar word diep en hoog geskop. Deur hulle skrimskakel en hier kan 'n wedstryd kom. En is UJ wat die race wen. En 'n pragtige skopie wat ons skep in punte. En UJ wat baie manhaftig voorloop met 41 punte teenoor die 31 van Raiders. Twee vinnige drie deur UJ. En dit begin te opwaartse stryd word vir Raiders. Baie mooi begin. Val 'n bietjie weg in die stadion. Maar die wedstryd is nog nie verlore nie. Raiders wat onkant gevang gewees het, daar geen kruisverdediging nie. UJ weer die gaping gesien het, die bal geskop het, wye oop veld, kilometers daarvan. And it was a two-way race between the wing of UJ and the defense of Raiders. Ball bounced nicely and UJ scored a brilliant try. Conversion to come. Baxter comes. And it looks over. UJ taking a 10-point lead in this game. That's not 10. It's a 12-point lead in this game right now. Raiders again need to play catch-up rugby. It's getting darker and darker and darker. The lights are on. Let's see what's going to happen in the final minutes of this game. Eddie Carlsen. Bal wat hoog geskop word. UJ wat pragtig doen daar van die afskop af. Kry weer balbesit. Kom hy skoppie weer. Misverstaan die Raiders wie die bal gaan vat. Wie dit nie gaan neem nie.
Plaas hulle weer onder druk in hulle eie helfte. Weer eens goeie skop. Deur die skumskakel van UJ. Goeie skop. Lyn staan UJ's ingooi in die lyn staan hierso. Kan nie die bal skoon wegkry nie, waar die aangeslaan daar. En Ndlovu met die bal. Uit die Karelse daar. Joshua Thomas toe. Thomas met die bal. Beweeg so 2, 3, 4 meter. Kry Ishi Adams het in die hande. Verder na Kolele Daniels. Kolele Asia-Afrika. Asia-Afrika na die zone Panzu. Panzu met die bal en word die bal weer na Daniels toe. Hier kom Daniels swak aangee. Wiel. Kry die bal. Word vastgevat. Dan kom die bal weer na Adams toe. Adams verder na Karelse toe. Karelse toe nou. Daar was in Goba toe. Hy het Adams aan. Die zone Panzu. Hy word vastgevat. Bal gaan nie, hy sê Adams. Oh. Raiders wat nie geneemd kan benut nie. Daar trek Vio. Josingi. En Vio. Een of twee swak aangee, maar Vio wat die bal, wat die spel baie mooi gelees het. Kry die bal in die hande. En die hart so 7-8 meter. Om 'n baie belangrike 3 vir Raiders aan te teken. Maar alles het begin deur die Wasim Gobo wat pragtige harte het. Akker van Raiders wat pragtige harte het. En die bal seker gemaak dat die bal word uitgegee. En Raiders wat weer terug in die prentjie is. Kom Afrika skop. Wat maak dit hierdie keer? Weer mis. Weer kan hy nie verdoel nie. 2 geleenthede, 2 keer mis. Telling in die stadium. UJ 43. Raiders 36. Kom UJ weer afskop. Afcover die bal het. Besluit hy om te skop kantlyn toe. Kry nie die bal uit in die hande van Baxter. En hier kom Baxter. Hy loods 'n teenaanval met 'n skoppie. En hy kry die bal uit. Net binnekant die kwartgebied van Raiders. Wat dan vinnig gegooi word die Raiders. View met die bal in die hand en hier kom hy. Uit die zone se kant en dan skop hy self. Wen eintlik ver veldjie, want die skop die bal direk uit en direk waar hy uitgeskop het in sy lyn staan. Maar die skeieregter het 'n oortreding gesien. En as 'n strafskop aan Raiders. 43-36. Met nie veel speeltyd oor nie. Raiders wat vra. Waar die bal geland het. Kon nie mooi sien wat daar gebeur het nie. Maar dit lyk asof daar gevra word, wil jy die strafskop hê of wil jy 'n skrum hê waar die bal uitgeval het. Lyk seker na 'n laat lagvat. Ek kon nie sien wat daar gebeur het nie. Maar nou ja, Raiders is weer so 7-8 meter by die kwartgebied van UJ. Hulle is agter met 36 punte teenoor 43 waar die bal ingegooi moet word deur Ismail Adams in hierdie skrum. 'n Baie belangrike skrum vir Raiders want as nie veel speeltyd oor nie. Kom ons kyk wat gebeur in die skrum. Kyk dat die blaas op die vlek is tevrede nie, manne weer die skrum vorm. Praat 'n bietjie daar met die twee voorhede, stap in die middel van hulle twee deur. Praat met hulle. Ek kan vaar dat hy dit wel doen. Agterlyn van Raiders wat baie diep staan. Kom ons kyk wat gaan gebeur hier. 36-43, hulle is agter. Ishi Adams wat 'n bietjie tyd vat om die bal in te gooi. Dan kry hy die bal uit, opgetel aan die agterkant. Asia-Afrika. Daar trek hy word vasgevat. Kom die bal uit weer aan Ishi Adams se kant toe. Sibusiso Ndlovu. Hard op in die bal. Kom hy weer uit. Karelse. Dit was 'n Gobo. Maar net 'n goeie wedstryd van die op die veld opgekom het. Weer Adams. Karelse wat op pad hier gehapig is. Dan trek Karelse. Verder dan Vio. Hy word ongelukkig uitgewoender by die kantlyn. En as dit in lyn staan,
UJ wat die bal met ingooi in die lyn staan en Raiders is 6-7 tree weg van die UJ doellyn af. Skeieregter oortreding gesien, aanslaan van UJ se kant af en as dit 'n vaste skram so 7-8 meter van die doellyn van UJ af. Weer Erwes wat die bal met ingooi in die lyn staan. In die skram, jammer. Maar Raiders op die oomblik op die aanval is. Adams. Daniels wag vir dit, Wiel wag vir dit, Afrika wag vir dit. Panzo wat wag vir dit. Goeie skram deur Raiders in die stadion. Raiders wat vorentoe beweeg met hierdie loskrim. En dan word dit 3 aangeteken. Ismael Ellis word vol op die bal. Nadat dit goed gedoen was deur die voorspelers en hierdie vasgeskram. Vir die eerste keer het hulle man afdag saamgestaan. Vir die eerste keer het hulle eenheid geskram. En vir die eerste keer het dit vir hulle gewerk. 7-8 meter beweeg met die vaste skram van UJ. En dis hulle word beloon deur Ismael Adams wat op die bal val. Net nadat oor die doellyn van Raiders is. Dis weer 'n geleentheid vir Raiders om gelyk op te trek met UJ. En hierdie keer is dit Eddie Carlson wat kan kyk of hy die doel kan vervyf. Eddie Carlson. Baie belangrike doelskop. Kom hy vorentoe aan skop hy. Hy trek dit regs verby. Die derde 3 van Raiders wat nie verdoel word nie. 6 punte in die stadion. John Kubeka wat 1 strafskop gemis het. In totaal 9 punte wat Raiders al verbrou het. UJ wat van afskop. Skop UJ diep af. Hier kom Raiders, Wiel. Hy trek, verby een man. Had hy nog steeds. Hy had nog steeds, dit was 'n goal. Kan hy sy maat vind aan die buitekant nie? Dan word daar weer gespook om besit van die bal. UJ wat die bal het. Kom uit aan UJ se kant. Hulle is nog diep aan die kant die halfgebied van Raiders en daar kom Baxter. Hy hardloop nog steeds. Hy hardloop nog steeds Baxter. Hy word vasgevat. Bal spat los. Lyk asof Raiders die bal besit het. Hier kom hulle weer. Sien en weer geval. Ismael Adams, Eddie Carlson, Colella Daniels. En hier kom Daniels, hy verby een man. Hou die bal vas. Ongelukkig spat die bal uit sy teen een van sy spelers. En vir daai is daar aangee. Vir aangee is daar vasgeskrim aan die 2 manne van UJ wat beserings opgedoen het. En 'n geleentheid, 'n teenaanval van Raiders is daarmee heen. Vaste skram wat gevorm moet word. En die doodstitte van hierdie wedstryd. UJ wat die bal met ingooi in die vaste skram. Hulle loop voor met 43-41 van Raiders. Hulle is so 7-8 meter betting aan die kwartgebied van Raiders. Nog 'n geleentheid vir UJ. Skeieregter praat weer met die voorrye. Manne pak, manne bind.
Gryp mekaar stewig vas. Scrum op die verdediging net so belangrik vir Raiders soos dit op die aanval is vir UJ. Skeieter is tevrede. En die bal kan ingegooi word in die vaste scrum. Ingegooi. Goeie scrum daar die Raiders. Goeie scrum die Raiders. Bal kom uit aan UJ se kant. Wat hulle weer UJ so woer aangee, gaan verlore. En dit is 'n vaste scrum en hierdie keer is dit Raiders wat die bal moet ingooi in die vaste scrum. So 3-4 meter buitekant hulle eie kwartgebied. En UJ wat weer eens gebiedsvoordeel geniet. Hulle loop voor met die 43 punte teen die 41 van Raiders. En daar is nie veel geleenthede oor vir enige span vir UJ om meer punte aan te teken nie en vir Raiders om die nodige punte aan te teken om hierdie wedstryd te kan wen nie. Is Adams wat die bal moet ingooi. Hy's gereed, hy staan. Scrum is gevorm, gooi die bal in. Goeie scrum deur Raiders, kom die bal uit. Uit die Karelse, Colela Daniels. Hy word vasgevat. Raiders se voorspeler vir is, hulle wil die bal aan kry hom uit. Karelse. Brendan O'Donoghue. Hy word mooi geondersteun daar. Hulle wag vir die bal, hardbaar geblaas op die vlekkie van die skeieregter. Wie wat aan die nee man, ons gaan nie 'n tikskoppie vat, ons gaan die bal uitskop. Skop die bal uit die. Vio! Mooi gedaan hier Vio. Mooi gedaan. UJ wat dink die bal is uit. Hulle klap die bal binnekant toe. En ongelukkig vir hulle is dit Vio wat die skoppie pragtig opvolg. En soos 'n koel uit 'n roer uit. Kry die bal in die hande en hy's reg deur die verdediging van UJ. Pragtige goal gedaan deur Vio. Excellent work done by Vio. And here's an easy conversion waiting on Eddie Carlson. Easy conversion by Eddie Carlson. There cannot be much time left. It's the Raiders fans that are getting very vociferous and vocal right now. What a brilliant individual piece of rugby by Vio. Brilliantly done. He has given his team some hope. Conversion is over. Raiders now in the late stages, the dying stages of the game, has taken a well-deserved lead. They're now leading by 48 points to 43. A very close, contested game. Kickoff. Knock on from the kickoff. Iets wat die voorheen gebeur het nie. Daar's 'n aanslaan daar. Is donker hier op die Bill Jardine Stadion. Baie donker hier. Daar waar die man nou speel kan die mense nie mooi sien nie. Die beligting iewat swak aan daardie kant. Maar as 'n vaste skrum wat gevorm moet word, ek kan nie sien wie die bal moet ingooi in die lyn staan in die skrum nie. En hierdie vaste skrum nie. Dit mag 1 of 2 van die laaste wees in die wedstryd. Raiders wat voorloop in die doodslikke van hierdie wedstryd met 48 punte teen die 43 van UJ. Daar kan nie veel tyd in hierdie wedstryd oor wees nie. Lyk na Ismail Adams van Raiders wat die bal moet ingooi in hierdie vaste skrum. Hulle loop voor met 48-43. Hulle kan nie nou foute maak nie. Ding moet nou perfek gebeur as hulle hierdie wedstryd wil wen. Hou die bal omhoog. Skeieregter is weer nie eens tevrede met die formasie van die skrum nie. En hy vra vir hulle om weer oor te skrum.
Lyk daar straskop na Raiders toe. Skeieregter moeg om te praat met die manne daarvoor. En ek dink Raiders gaan kantlyn toe skop. Hier moet verligting kom vir hulle. Wie gaan die bal skop? Eddie Krause wat uitskop. Dis die einde van die wedstryd wat gewen word met Raiders. 48 punte vir Raiders, 43 vir ons besoekers van die Universiteit van Johannesburg. 'n welverdiende oorwinning van Raiders. UJ wat in die eerste helfte, eerste 15-20 minute van die eerste helfte heel wat gebiedsvoordeel geniet het. Raiders wat manhaftig teruggeveg het in die eerste helfte. Tweede helfte het weer net so begin met Raiders wat begin het. UJ het teruggeveg het en in die doodslikke van hierdie wedstryd het Raiders weer eens hulle staal gewys. 1 of 2 vinnige 3 gedruk. 'n fantastiese individuele poging deur Wiel, senter van Raiders, wat 'n bal geskop het. Die bal self opgevolg het. Die bal in die hande gekry het en so 20-30 meter gehardloop het om 'n baie belangrike 3 gedruk het wat aan die einde van die dag wat gestaan het aan die einde van die dag tussen wen en verloor van sy span. Einde van die dag wen sy span met daardie belangrike 3, 48 vir Raiders, 43 vir die ons besoekers en ons groet van die Biljardien Stadium. Baie dankie vir almal wat uitgekom het vandag. Let's go! Let's go, boys! Mistake, boys. Say thank you. Take it, boys. That's how you play. Yes, Raiders. What a mistake. Raiders. Fast Byron. Boys, let's take coaches on the speed. Boys, let's take. Let's take, boys. Coaches on the speed. Open up, James. Like I said, open up, James. Played ourselves into this thing today, okay? It's not going to go down to coaching or anything like that. It's players and the fans. You did this today, okay? You refused to lose. You wanted that win, and you went to take that win. But from my side, thank you. Thank you from the Raiders side. Thank you from Raiders management. So today, players, fans, this is your win. Character boys. You don't stop playing, Chance. Whatever happens, you don't stop playing. This is where the character, Chance, shows off today. And do you see the feeling, guys? Do you feel the feeling now? Yes. It should last forever, Chance. Yeah. It's up to you whether you're going to take it. You guys been saying there's something missing. And then we just need to continue with it, Chance. Let's remain humble. And then let us show off again on Saturday. Yes, coach. Thank you, coach. Important thing. Compulsory fines meeting after the PS. Then we celebrate a little bit. And then we start again on Monday. Right? Thank you, Chance. Fuck it. Thank you. Yeah, you swear us now. Say something nice. Yes.
Celebrate, Jason, celebrate. Yeah, celebrate. 6-3. I'm not a baby. I'm not a baby. Let's get those beers. Let's get those beers. Our path has changed. Yeah. Edmund Kabisa kanjani ngeke. Hey, ngiyabona uyarecover Kiko Kabu. Apart from the Chilon first kick, that's up and cab. No, but when's the grand? Yeah. When's the grand?